Dag in en dag uit hoor ons dat die demokratiese regte van die meerderheid Suid-Afrikaners noodsaak dat ons, wat vandag 'n klein minderheid blanke Afrikaners in hierdie land is, maar moet inval by die demokratiese wil van die meerderheid. Blankes in hierdie land het min tot geen politieke seggenskap, juis omdat ons so klein minderheid vandag is. Maar hoekom is dit so? Is dit nou maar net eenmal die lot van ons volk om in Afrika te bly, en is dit wat ons nou ervaar, wat ons voorouers in gedagte gehad het toe hulle honderde jare terug hierheen verhuis het? Die realiteit is egter eenvoudig. Suid-Afrika, of die gebied wat vandag as Suid-Afrika bekend staan, was nie altyd so swart soos wat dit vandag is nie. Baie dele van Suid-Afrika het inderdaad 'n Europese meerderheid gehad vir die grootste deel van die geskiedenis. In die video gaan ek vir julle wys hoe immigrasie Suid-Afrika se samestelling verander het. Ons gaan kyk na die Kaap van der Stel, die trek van die voortrekkers, die vernietigende impak van die Defekani en uiteindelik die reuse groot bevolkingsverskywing van die 20ste eeu. Wat u gaan ontdek is 'n verhaal wat u hele begrip van wie oorspronklik in hierdie land was, radikaal sal uitdaag. Volgens die nuutste syfers wat na aanleiding van die 2022 nasionale sensus vrygestel is, lyk die rasse-demografie van Suid-Afrika soos volg: 81% swart, 8% kleurling, 7% blank en 4% is mense van ander hoofsaaklik Asiatiese afkoms. In die eerste sensus wat na die oorname van die ANC gehou is in 1996, was blankes nog 11% van die bevolking. Die feit is egter dat gedurende my hele leeftyd was ons blankes nog altyd min of meer 'n tiende van hierdie land se bevolking. Dit is dan ook so dat wanneer daar vandag in die hoofstroom media verwys word na South Africans, soos die alombekende My Fellow South Africans, groet wat ons almal moes gewoond raak tydens die drakoniese COVID-19 inperkings, daar oor die algemeen verwys word na 'n bevolking wat hoofsaaklik saamgestel is uit swart mense van 'n verskeidenheid van etniese agtergronde. My fellow South Africans, dumelang, riperile, dimadekwana, sanbonani, molweni, lochani. Die werklikheid is egter dat die swart bevolking in die land lankal nie net meer saamgestel is uit die 9 swart stamme wie se tale amptelik erken word nie. Vir dekades lank al stroom miljoene der miljoene vanuit die res van Afrika ook oor ons grense. Natuurlik omdat hulle op soek was na 'n beter lewe in die rykste en mees ontwikkelde land op hierdie kontinent. In hierdie video gaan ons julle bietjie op 'n historiese reis vat om die idee uit te daag dat hierdie grondgebied wat al vir bietjie meer as 100 jaar bekend staan as Suid-Afrika, 'n swart Afrika land is. In 1685, meer as 3 dekades na die aankoms van blankes aan die Kaap, het die goewerneur van die Kaapkolonie, Simon van der Stel, 'n ekspedisie noordwaarts gelei tot ongeveer in die omgewing waar die dorpie Springbok vandag is. Dit wil sê tot omtrent by die grens met Namibië. Ten spyte daarvan dat hulle meer as 500 km noord gereis het, het hulle nooit enige swart mense teëgekom nie. Sommige Khoisan stamme wel, wat self nog redelik onlangs die gebied binnegetrek het nadat hulle met geweld uit die meer vrugbare oostelike dele van Suid-Afrika verdring is deur die swart migrasiegolf vanuit die noorde. Van der Stel en sy manne het sekerlik geweet dat daar swart mense noord van hulle moet bly, maar ten spyte van hulle lang reis na die noorde, kon hulle hul nie kry nie. Inteendeel, die eerste grootskaalse kontak met swart mense sou eers ongeveer 1760 plaasvind, meer as 100 jaar nadat Van Riebeeck aan die Kaap aangekom het. Die trekboere of vryburgers wat teen hierdie tyd reeds in die gebied wat later bekend sou staan as die Oos-Kaap begin boer het toe in kontak gekom met die Khoisas in die omgewing van die Visrivier, waar die stad Oos-London toe nou later gestig sou gewees het. Verder is dit ook wel bekend dat selfs toe die voortrekkers 150 jaar later die binneland intrek, hulle groot gebiede beset het wat op daardie stadium totaal onbewoon was.
Fenomene soos die uitwissingsveldtog van die Zulus, bekend as die Defekane, 'n reeks volksmoorde onder die leiding van koning Shaka, het daartoe gelei dat die Sotho-volk byna heeltemal uit die binneland uitgevlug het. Dit word geskat dat die Zulus tydens die brutale veldtogte ongeveer 2 miljoen mense uit ander stamme doodgemaak het. In 1880, na ongeveer 50 jaar van vrede in die binneland, is die eerste amptelike sensus in die Republiek van die Oranje Vrystaat gehou. Ons moet onthou dat op hierdie stadium was daar reeds 'n groot golf van swart immigrasie na hierdie binneland. Nogtans het die sensus bevind dat ongeveer die helfte van die mense in die Vrystaat blank is en die helfte swart. Nou, dit is belangrik om te verstaan dat een van die redes waarom die Vrystaatse regering juis hierdie sensus in die eerste plek gehou het, was omdat soveel swart mense vanuit die ooste die Republiek begin instroom het. Inteendeel, volgens skattings in 1875, so 5 jaar vroeër, was blankes toe nog by verre die meerderheid van die bevolking in die Vrystaat. In die begin van die 20ste eeu sou daar egter 'n radikale omwenteling plaasvind. Nadat die Boererepublieke hul vryheid teen die Britse Ryk verloor het, is hulle saam met al die ander Britse kolonies van die Kaap en Natal, sowel as verskeie swart stamgebiede verenig as die Unie van Suid-Afrika. Dit het skielik natuurlik ook die demografiese situasie radikaal verander. In 1904 is 'n sensus oor die hele gebied gehou en nou was blankes, wat toe nog die meerderheid van die bevolking in die grootste deel van die westelike helfte van die land was, insluitende die gebiede in en om die Wes- en Noord-Kaap, sowel as die Vrystaat, skielik slegs 21% van die bevolking in hulle eie land. Op hierdie stadium was blankes steeds byvoorbeeld die meerderheid van die bevolking in en om stede soos Kaapstad, Bloemfontein en Pretoria. As u hierdie inhoud waardevol vind, kan u gratis op WhatsApp ons nuus en opdaterings ontvang. Volg net die instruksies onder aan die skerm. Alhoewel Suid-Afrika na die Anglo-Boereoorlog 'n verarmde land was as gevolg van die Britte se vernietigende verskroeiende aardebeleid, het ons gedurende die 20ste eeu een van die mees gesonde ekonomieë ter wêreld op die been gebring. Dit het egter tot gevolg gehad dat miljoene ter miljoene swart mense ingetrek het in die gebiede wat histories slegs bewoon was deur Afrikaners, met plakkerskampe wat toenemend rondom elke klein Afrikaner of blanke dorpie en stad gevestig is. Tussen 1950 en 1980 het daar byvoorbeeld 'n geraamde 2 miljoen swart immigrante uit ander Afrika lande noord van die grens die land binnegekom. Iets wat tot drastiese demografiese verandering gelei het, en wat onlangs selfs deur iemand soos Elon Musk teregtelik opgemerk is. Verder weet ons dat die verbeterde voedselsekerheid, vrede, mediese sorg en algehele verbeterde lewenskwaliteit wat swart mense te danke aan die regering in hierdie land ontvang het, daartoe gelei dat hulle bevolkingsaanwas ontplof het. Talle swart kinders wat vroeër as gevolg van hongersnood en geweld sou sterf, het nou volwassenheid bereik en het nou self hulle eie kinders grootgemaak, wat tot 'n sneeubal-effek gelei het, wat uiteindelik uitgeloop het op die demografiese realiteit, wat ons vandag in die gesig staar. Terwille van die siege van ons volk is dit egter van wesenlike belang dat dit nie altyd so was nie. Die grond en gebiede wat tans nog deur blanke Afrikaners in hierdie land bewoon en besit word, is eiendom waarop ons en niemand anders op hierdie wêreld nie die volste reg het. Dit is grondgebied wat deur die beskikkende hand van die Here aan ons gegee is en wat ons by niemand gesteel het nie, omdat hierdie gebiede nooit bewoon was nie. Verder is dit belangrik om te onthou dat die idee van 'n vrye Boere-Afrikaner Republiek 100% legitiem was. Dit is ook iets waarop ons 'n historiese aanspraak het. Ons boererepublieke, wat deur ons eie mense bewoon en opgebou is uit niks uit, se vryheid is deur 'n onregmatige oorlog en 'n volksmoord van ons ontneem. Dit is daarom ook belangrik om te besef dat inisiatiewe soos Kleinfontein, wat in die oostelike dele van Pretoria, waar ons mense die oorgrootste meerderheid is, die grondslag wil lê vir 'n toekomstige vrye Christelike Boererepubliek en hulle moet verdedig en beskerm word te midde van die aanslae op hulle. These communities tried to say
that they present themselves in terms of cultural determination, but that is utter nonsense. The only reason why they exist, the only reason why they continue to have these exclusivist areas and enclaves is because they are not prepared to be part of an integrated and united South Africa. They are not prepared to share with the majority of Black and African people. Karel Niels is 100% reg in die sin dat ons volk wil nie deel wees van 'n goddelose, falende stelsel wat besig is om in mekaar te tuibel nie. As knegte van die Allerhoogste die hele wêreld vry, koester ons dieselfde republikeinse ideale as ons voorouers vandag nog. By die Willem Petzer groep staan ons onomwonde by hierdie ideaal. As jy van hierdie video gehou het, kyk gerus ons onlangse video oor die aanslag op die Afrikaner Kultuurdorp Kleinfontein deur op hierdie skakel op u skerm te klik. U kan ons ook help om hierdie stryd te stry deur aan te sluit by die Willem Petzer groep en 'n betalende lid te word. Ons is baie dankbaar vir elkeen wat ons hande sterk in hierdie stryd. Totsiens en God seën elkeen van u.